en al ons lof wat ons vir U bring. Ons doen dit in die naam van Jesus. Ons kom na U toe deur die Heilige Gees. Abba Vader, kom ontmoet elkeen van ons. Dankie dat U ons raak sien. Dankie dat U vanoggend elkeen van ons raak sien, net hier waar ons is. Dankie dat ons elke bekommernis vir U kan gee, elke uitdaging vir U kan gee, elke las. Here, ons kan na U toe kom, Here Jesus, want U die wêreld klaar oorwin. Kom breek vanoggend die woord oop vir ons en leer ons. Ons gee vir U al die eer. Amen. Sluit af met reise, halleluja. Sluit jy af na die tyd. Dankjewel. Ons het geleentheid om die Here te eer met ons tiendes en ons offerandes, offergawes. Gaan vra Rian en Gerard of julle vir ons sal help. As julle die man nie herken nie, sy naam is Gerard. Ek het hom vanoggend my amper voorgestel aan hom. Iemand moet net vir my hou vir SnapScan. Ons gaan vanoggend gesels oor die tema reëse in die beloofde land. Nou in Exodus hoofstuk 12 staan daar dat die Israeliete was vir 430 jaar onderdruk in Egipte. Voor die Here hulle uitgelei het na 'n land van belofte toe, 'n land van melk en honing. So die Here roep sy kinders en hy sê vir hulle kom uit Egipte uit. Kom na die land van belofte toe. En toe hulle in die land van belofte kom, die land van melk en honing, toe is daar 'n reëse in die land. Nou het julle al gedink oor die reëse van die Bybel? Die in Genesis 6 vers 4 staan daar in daardie dae en in die tyd daarna was daar reëse op aarde gewees. Nou reëse in die Bybel is iets wat bonatuurlik is. Ons lees in die boek Job dat die seuns van God het in die hemel saam met God vergadering gehou. En toe terwyl hulle hierdie vergadering hou, toe kom die duiwel ingeloop en hy sê, eintlik kla hy vir Job aan en hy sê vir die Here, Job is leef net so mooi lewe omdat hy hom van alle kante beskerm, omdat hy 'n heining om hom sit en omdat hy hom so seën. Laat ek bietjie vir Job beproef. Dan kyk ons of hy nog sal dien. Nou, daar word gepraat van die seuns van God. En dan in Genesis 6 kry ons ook van die seuns van God wat met die dogters van mense wat hulle gesien die dogters van die mense is mooi en hulle het daai dogters begeer en hulle het met hulle getrou en hulle het kinders gehad en daai nageslag
noem die Bybel die reuse. En dit is so 'n interessante Hebreëse woord. Dit is die Hebreëse woord Nephalim, wat beteken dies wat geval het. Die reuse is gevalle wesens. Nou, Springbok slot sal ons sê is 'n reus. Dit is net so oor 2 meter lank. Maar die Bybel sê vir ons een van die reuse in die Bybel, 'n man met die naam Goliat, was langer as 3 meter. Nou, ek het paar maande gelede het hulle boeke verkoop en van Eben Etzebeth en hy's langer as 2 meter en dan het hulle lewensgrootte prent van hom gehad, so karton, dan kan jy nou langsom 'n foto neem en veral nou, want hy het 'n boek gehad en as jy die boek koop en hy's nou net so oor die 2 meter. Ek dink as mens by Goliat wil kom en jy sit nog 1 meter by en in breedte en in krag, en ons kyk hoe swaar was sy spies wat hy gedra het en sy wapenrusting. So as ons praat van reuse in die Bybel, dan praat ons van iets bonatuurlik. Nou, ek het al baie nagelees hieroor en ons baie verskillende menings, maar iets wat almal oor saamstem, is reuse is bonatuurlik. Reuse is sterker as 'n mens. So volgens se tema is reuse in die beloofde land. En die ding wat ek die meeste aan gedink het hierdie laaste week of so, is dat die Here roep sy volk en hy sê, ek roep julle na 'n land van belofte toe, 'n land van melk en honing. En toe hulle by daai land kom, toe is daar reuse. En vir my is dit so simbolies, want Egipte is 'n simbool van die wêreld. Die Here sê, ek roep julle uit die slawerny, uit die plek van slawerny, uit Egipte, uit die wêreld uit. En ek roep julle na my koninkryk toe, na my beloofde land toe. Maar wanneer ons dan saam met die Here begin leef, dan loop ons vas in reuse. Dinge wat bonatuurlik is, dinge wat te veel is vir ons eie kragte. Nou kom ons lees saam vanoggend. Ons begin in Numeri 13 in die Ou Testament. Nou, Numeri 13 vers 32 en 33 in die 2020 vertaling, as kan so lees, ek net so die eerste deeltjie van die sin uitgelos, dan staan daar, die land waardeur ons getrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Daar het ons reuse gesien. Ons was in ons eie oë soos koringkrieke. Ons was soos muggies in hulle oë. Nou, na die volk uit Egipte getrek het, moes hulle net so 2 maande deur die woestyn gaan. En dan moes hulle in die beloofde land ingaan. Nou word verkenners uitgestuur om te gaan kyk, maar hoe gaan ons hierdie land intrek? Waar kan ons gaan kamp? Waar kan ons gaan bly? Wat is stede is sterk? Want ons moet hierdie land in besit neem. En toe kom die verkenners terug en 10 van hulle sê, moet nie eers probeer nie. Ons moet nie eers probeer nie, want in hierdie land gaan ons vernietig word. Ons het reuse daar gesien. Ons was soos koringkrieke en soos muggies voor hulle. En die 10 verkenners was nie verkeerd nie. Dit was 'n land waar mense vernietig word. Dit was 'n land waar daar reuse was. En as ons sien later, daar was 'n wonderlike koning, 'n man met die naam Dawid, en Dawid en sy helde het die reuse uitgeroei
in die beloofde land. Maar hulle is, niks wat hulle hier sê is verkeerd nie. Maar hulle is ook heeltemal verkeerd. Want die Here wil nie hê ons moet na ons lewens kyk en die uitdagings wat ons trotseer en dink, hoe kan ek dit in my eie krag hanteer nie? Hoe kan ek dit in my eie vermoë hanteer nie? Want dit is wat hierdie 10 verkenners gesien het. In ons krag gaan ons vernietig word. In ons krag kan ons nie staan teen hierdie reëse nie. Ons is maar soos koringkrieke en muggies. En as ons dan aangaan na Numeri 14 toe, dan lees ons vers 2 en 3. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor. En die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egipte land gesterf, of het ons maar in hierdie woestyn gesterf? Waarom bring die Here ons na hierdie land, net om deur die swaard te val? So die mense wat die reëse gesien het, was die verkenners, en hulle het toe vir die ander mense gaan vertel, en daar in die hele volk is gevul met vrees. Want dis die een ding wat hier gebeur het. Hulle is gevul met vrees. En hulle sê vir die Here, Here, toe ons slawe was in Egipte, toe was ons beter afgewees. Toe ons in die woestyn rondgetrek het, was ons beter af as in die land van belofte, as in die land van melk en honing. En daar pak vrees hulle weet, en hulle verloor al voor hulle begin het. En ons sien daar, omdat hierdie volk so ongelowig was, want dit wat hulle gesê het en gesien het, die 10 verspieders was waar. Maar ons het iemand in wie ons glo, wat groter is as enige reus. Wat ons roep vir 'n spesifieke taak. En hy sal in daai taak vir ons krag gee, om elke reus te verslaan. En die ongeloof van hierdie volk, maak dat die Here vir hulle gee wat hulle vra. Want hulle sê eintlik, ons was nou 2 maande lank in die woestyn, en dis beter as in 'n land waar die reëse ons gaan vernietig. Kan ons maar in hierdie woestyn eerder bly? Toe sê die Here, laat dit vir julle wees soos julle praat. En vir 40 jaar, tot hierdie hele geslag uitgesterf het, moes hulle in die woestyn rondswerf. So om die reëse wat ons moet veg, nie teen te veg nie, kos 'n enorme prys. Om toe te gee aan vrees, kos 'n enorme prys. Dit het vir hierdie generasie gekos, wat hulle 40 jaar in die woestyn sal wees. Ek het al die voorreg gehad om 'n paar dae in 'n woestyn te wees. En ek was baie bly om na 'n paar dae daar uit te kom. Dit was in Botswana, dit was met die Jesus film uitgereik het. En ek en 'n vriend van my, Graham Koem, wat laas jaar hier kom preek het by ons, ek en hy gaan 'n paar dae voor die tyd, dan gaan bid ons, en ons sien die hoofmanne daar, ons bly daar waar niks is nie. En hulle sê, ons wil eerder net dit hê, as om die land van melk en honing, as om die land van belofte te hê, want in daai land moet ons teen die reëse staan. En eintlik wat hulle sê, is Here, het ons vrygemaak met wonderwerk op wonderwerk, verlos uit Egipte, maar ons vertrou U nie vir die beloofde land nie, vir hierdie lewe wat ons nou kan leef saam met U nie. Dan die bekendste reësverhaal is van Dawid en Goliat, en die Here sê, Dawid is 'n man na sy hart, en ek dink, ons kan sommer in hierdie paar verse sien hoekom.
In 1 Samuel 17 vers 45 tot 47 lees ons, maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies, maar ek kom na jou in die naam van die Here. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan. Ja, die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. En Dawid sê, die Here sal nie net die reus in die Israeliete se hand gee nie. Hy sal al die Filistyne ook, die wat die reuse volg. So Dawid kom en hy maak 'n paar belydenisse. En vanoggend is dit net op my hart en ook na ons tyd van vas en bid om te besin hieroor. Want hoekom ons 'n week lank vas en bid is nie net dat ons 'n week 'n jaar vas en bid nie. Dit is dat ons iets aanleer in ons gebedslewe, 'n dissipline, hoe ons die Here kan dien. So wanneer daar 'n uitdaging kom, dan kan ons hom vasgryp en vertrou vir die oorwinning oor die reuse. Nou, die eerste ding wat ons moet besef van reuse is dit wat te groot is vir ons eie krag. Die 10 verspieders sê, daar het ons reuse gesien. Maar waar is daar? Daar is die land wat die Here beloof het vir die Israeliete. Toe hulle daai verspieders ingegaan het die belofte van daai land vir 430 jaar gehang oor Israel. 430 jaar voor dit het die Here al vir 'n man met die naam Abraham gesê, ek gee vir jou hierdie land, vir jou en vir jou nageslag. So waar is daar? Daar is die beloofde land, maar daar het ons reuse gesien. Reuse is dit wat te groot is vir eie krag, en ek glo dat reuse is nie net daai 3 meter iets man wat teen Dawid te staan gekom het nie. Reuse is elke ding wat ek en julle, wat ons nie in eie krag kan aanvat nie. Reuse kan wees uitdagings in my besigheid. Reuse kan wees uitdagings in my gemoed. Mense wat moedeloos is, mense wat te neergedruk is, en ek dink nie een van ons word dit gespaar nie, maar ek dink die Bybel leer vir ons, wanneer moedeloosheid wil kom, wanneer te neergedruktheid wil kom, moet ons dit sien as 'n vyand, wat ons in die naam van die Here kan oorwin. 'n Reus kan wees 'n sonde waarmee ons sukkel. Kan wees iets wat my laat oor en oor potjie, want dit is te groot. Dit is te groot vir my eie krag. Reuse kan mense wees. Mense wat ons opponeer. Mense wat ons in besigheid opponeer. Mense wat iets in hulle het wat sê, maar ek wil jou weg hê. Weet nie self hoekom nie. So die reuse in ons lewens is dit wat te groot is vir ons eie krag. Maar belangrik vanoggend om iets raak te sien, waar is daai reuse? Daai reuse is in die plek van belofte. Dis in die beloofde land. Dis die plek waar God ons wil seën en waar God ons wil gebruik. Want van die begin af was die plan wat God gehad het en die beloftes wat hy vir Abraham gegee het, is Abraham, ek roep jou om 'n volk te word, die volk Israel. Maar daai volk roep ek om 'n lig te wees vir die ganse wêreld, vir die mensdom. Maar waar gaan ons reuse kry? In die plek van belofte. Kan ek sê dat as ons die knie buig voor ons reus,
dan gaan God die reus van ons wegvat, want het julle ooit gelees, die 40 jaar in die woestyn, of daar reuse daar was nie reuse nie. Toe hulle nie na 'n plek van belofte gaan, en die reuse gaan aanvat nie, toe kies hulle 'n tweede beste plek, nie die plek van belofte nie, toe word hulle die reus gespaar. Maar om oor en oor vir 40 jaar in 'n stuk woestyn rond te trek, ek kan nie dink dis 'n lewe wat een van ons wil leef nie. Die vyand wil hê, ons moet vrees en toegee aan hom. Dit kos egter 'n groot prys. En die rede hoekom die Israeliete vrees toegelaat het en toegegee het aan die vyand, was omdat hulle nie hulle vertroue in die Here gesit het nie. Omdat hulle nie aan die Here vasgehou het nie. Want reuse is te groot vir ons. Maar wanneer ons toegee aan 'n reus, dan kos dit ons 'n reuse prys. Dit het die Israeliete hulle vryheid gekos. Dit het hulle gekos om vir 40 jaar gevangenes te wees in 'n openlug woestyntronk. Daar waar die mense die reuse laat regeer het. En dis toevallig dat die reuse saamgedrom was daai tyd in die grondgebied wat ons vandag Gaza noem. Daar waar al daai moeilikheid nou is. Dis net toevallig dat daar nog steeds vandag 'n boosheid oor daai plek hang. Maar dit moet ons weet, wanneer ons nie die reuse gaan konfronteer en aanvat nie, dan gaan dit ons 'n groot prys kos. En dan, waar lê die oorwinning? Die oorwinning is in die Here. Want Dawid kom na Goliat toe, die reus wat hy moes verslaan, en hy sê, ja, die oorwinning behoort aan die Here. Die oorwinning behoort aan die Here. En ek vertrou dat die Here besig is om met ons elkeen te praat. 'n Man in ons gemeente het my gevra om namens hom te getuig, en ek sal dit graag doen. Hy sê hy het gedobbel, hy het te veel gedrink en hy was verslaaf aan pornografie. En hy sê hy het 'n week gevas, en op die 7de aand van die vas, toe kry hy 'n droom. En hy sê, hy droom, hy's in 'n oop stuk veld, en hy sê dit is soos wanneer die mighty men bymekaar kom. En hy sê daar's 'n klomp mense wat dobbel, en hy gee so 3 soontoe, maar daar's nie sitplek vir hom om by hulle te gaan sit nie. En hy sê langs hulle is 'n kroegie daar in die middel van die veld opgeslaan, en daar sit 'n klomp manne daar by die kroeg en drink, en hy gee so 2 tree nader, maar daar's nie 'n stoel daar vir hom om by te gaan sit nie. En hy draai om, en toe hy omdraai sien hy 'n groot skerm, en hy sien klomp mans op opslaanstoele so agteroor lê, en hy sê hulle kyk na hierdie vreeslikste film. En hy kyk so, en die volgende oomblik hoor hy 'n stem wat sê, hier's nie meer 'n stoel vir jou nie. Daar's oorwinning in die Here. As ons praat oor die gawe van genesing, dan moet ons dit onderskei van die gawe van wonders. Ons het in ons gemeente al die gawe van wonders beleef. Ons het laas jaar beleef toe oom Gerry in die diens 'n beroerte kry. En toe die ambulans hom hang, toe hang sy hele een kant van sy gesig. Die hele gemeente het vir hom in gebed ingetree, en die volgende dag het hy uit die hospitaal gestap. 'n wonderwerk wat gebeur het.
Maar dis nie die gawe van genesing wat daar gebeur het nie. Dis die gawe van 'n wonderwerk. Genesing geskied oor tyd. En wanneer ons oor tyd genees, roep die Here ook sy kinders om dokters te wees, om wetenskaplikes te word, aptekers te word, verpleegsters te word. Die Here gee sy kinders ook insig in medisyne, om medisyne te ontwikkel wat mense kan gesond maak. En daarom is ons nie teen dit nie. Maar ons moet nie vrede maak met die reus in ons lewe nie. As jy deur 'n tyd gaan van neergedruktheid, gaan sien 'n dokter, vra 'n broer en suster wat jy vertrou om saam met jou te bid. Maar sê vir die dokter, as hy vir my iets voorskryf, moet dit my net vir 'n tyd help, ek wil verby dit kom. Ek wil deur dit kom, want die Here gee ons oorwinning oor elke reus. Die oorwinning is in die Here, in sy krag, in hom. En ek glo as ons na ons lewens kyk, dan is daar reëse in elkeen van ons lewens. Ek dink nie eers is nodig dat ek vra by wyse van hand opsteek, wie kon sommer iets in jou lewe erken wat vir jou 'n reus is. Maar die Here sê, as ons nie daai reëse aanvat nie, as ons nie staan teen daai reëse nie, dan gaan ons 'n enorme prys betaal en dan verloor ons die land van sy belofte. Dan verloor ons die beste wat hy vir ons wil hê. Want hy roep ons na 'n land toe waar daar reëse in daai land is. Hy roep ons in ons werksplek. Hy roep ons in daar waar ons sosiaal beweeg. Hy roep ons as gemeente om te staan teen reëse. Maar om met geloof te staan, want ons weet die oorwinning is nie in my nie. Die oorwinning is in hom. Ek dink aan Dawid. Ek dink toe hy gesê het, ek sal daai reus gaan veg. Want Dawid het van die eerste oomblik af die geestestryd gesien. Hy vat ons God aan. Hy het dit nie in die vlees gesien, soos al die ander Israeliete en sy broers en koning Saul nie. Maar nadat Saul sy wapenrusting vir Dawid aangetrek het en hy kan nie loop met hierdie goed nie, toe sê nee, ek sal die Here vat, ek sal hy reus aanvat, soos die Here my lei. En ek sien Dawid loop daarna spruitjie toe, en hy gaan daar op sy knieë, en hy soek ronde klippies uit om in sy slingerveld te sit. En terwyl hy hierdie 5 klippies optel, sy daar gebuig voor God op sy knieë, en ek sê, hy sê, Here, ek gee hierdie geveg vir u. Ek sit hierdie geveg in u hande, en dan as dit in u hande is, dan moet u deur die Gees my net lei wat ek moet doen, want dan gaan u voor my uit. Dan sal u vir my die oorwinning gee, lei my hoe ek dit moet doen. So, ons het 'n rol om te speel. Dit is nie alles die Here nie, maar dit is eerste en belangrikste die Here. Die stryd is syne. En dit wat ons pla, is dit nie dat ons baie keer goed ons eie maak nie. Ek worstel op hierdie ding, en hierdie ding waarmee ek worstel is myne. Maar is die les in die reëse nie om te sê, Here, dit gee ek vir u, dis nie meer myne nie, dis nou u sin. Dis nie meer my stryd nie. Dis nie my bekommernis nie. Here, ek sal nie my pos verlaat nie. Maar Here, dis u sin, ek gee dit vir u oor. Kom ons staan op, dan bid ons saam, en terwyl ons so opstaan, Anlie, kom julle sommer nader, ek sien Anlie wil wegglip. Ons gaan net eers bid, en dan gaan ons hierdie lied weer sing, I raise a hallelujah, want eintlik, as ons na die lied sing, is dit, terwyl ons dit sing, sê ons, Here, ek gee vir u oor, ek gee vir u oor. Terwyl ons so voor die Here staan, kom ons word net stil voor hom.
Heilige Gees, ons vertrou U dat U in elkeen van ons harte werk. Die vir elkeen van ons wys waar is die reus of die reuse waarteen ons moet staan. Waar lê ons oorwinning? Ek het net nou gesê dat ons vir dokter moet sê, help my met hierdie ding. Maar partykeer is dit nodig om vir lang tye op medikasie te wees. Ek het 'n eie seun wat op hierdie stadium permanent op medikasie is en ek dank die Here daarvoor, want dit gee vir ons die liefste kind wat mens kan droom. Maar nog steeds vertrou ek die Here vir sy oorwinning, vir sy deurbrake. Wat is daar in die werkslewe wat jou so uitdaag, wat vir jou reus is? Een van die boere het met my gedeel van die honderde duisende rande skade wat hulle gehad het met die baie reën. Dit kan 'n reus wees. Here, ons bid vir ons boere. Here, ons bid vir ons boere wat vee het, dat U die reus van Buck and Closier sal verslaan in hierdie land. Dat U die reus van regeringsamptenare wat hardnekkig teen die beswil van die volk staan, dat U sal ingryp. Dat U hulle sal wegvat as dit sal moet. Vat daai reuse weg, Here. Dalk is jy in 'n werksituasie waar dit baie moeilik vir jou gemaak word. Onthou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose geeste in die lug, die magte, die owerhede, die wêreldheersers van hierdie eeu. Here, gee daar oorwinning. Dalk is jou reus en my reus 'n persoonlike ding wat ons moet oorwin. Dalk worstel jy met verwerping. Sê vir daai reus van verwerping, Abba Vader, God het my aanvaar as sy kind. Hy het my lief. Dalk worstel jy in jou binneste met 'n sonde. Gee daai reus vir die Here. Want ons sien vandag, die stryd behoort aan die Here. Here, ek bid vir myself, ek bid vir ons hele gemeente, dat ons die beloofde land wat U vir ons beloof in besit sal neem, dat ons in daai land sal lewe en in daai land sal floreer, dat ons elke reus wat oor ons pad kom sal verslaan, want U doen dit, want die stryd behoort aan U. Here Jesus, vanoggend gee ons aan U oor, in die naam van Jesus.